Nou vriende, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Soos u weet is ons besig met die kort oordeenkings in die oggend en ons het gisteroggend begin kyk na hoe lyk 'n Bybelse gemeente en dan ook 'n Bybelse lidmaat. U sal onthou ons het vir u gesê dat 'n Bybelse gemeente en 'n Bybelse lidmaat bestaan uit mense wat weergebore is en die boodskap van wedergeboorte preek en verkondig. Dis mense wat volhard in die leer van die woord of die leer van die apostels, met ander woorde om goeie eksegese van die woord te doen, deeglike studie te doen en op die Heilige Gees te vertrou om die woord vir ons te verlig. En dan is dit ook mense wat dan bid, nie net bid by my huis nie, maar ook in die gemeente en so saam die Here verheerlik as kinders van God. Nou ons gaan kyk na die laaste 3 eienskappe van 'n Bybelse gemeente en dan ook 'n Bybelse lidmaat. Die volgende gedagte vind ons daar in Handelinge 2:44. Ons het vir u gesê, na die uitstorting van die Heilige Gees was die eerste gemeente dan ook gestig, en sien ons ook baie duidelik dat daar sekere eienskappe is wat uitgestaan het om dan ook hierdie gemeente 'n unieke gemeente te maak en 'n navolgingswaardige gemeente waarna ons ook kan kyk en na kan opkyk om in hulle voetspore te volg. Nou die volgende gedagte wat ons sien is in Handelinge 2 vers 44 en 45 dat hierdie mense het ook in oorvloed gegee vir God se saak. En ag vriende, ons lees daarvan in Handelinge 2:44 en almal wat gelowig geword het, wat by mekaar was, het alles gemeenskaplik besit en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou dit beteken nie ons mag geen eiendom besit, ons mag geen geld besit nie, die Bybel sê niks oor die besittings en oor geld nie, maar die gedagte is hier dat ons ook wanneer ons sien ander kry swaar in hulle behoeftes sal voorsien, dat ons ook sal bydra by die plaaslike gemeente waar die Here ons geplaas het. En dit is nie net geld nie, dis nie net finansies nie, maar ook ons tyd en ook ons omgee en ook om versorging te gee vir hulle wat minder as ons het. Ek dink dit is wat die kerk van die Here Jesus uniek maak in 'n tyd waar almal selfsugtig is en almal na sy eie betimmerde huis hardloop. Is dit so noodsaaklik om werklik te sê, Here, hier is ek, my gawes, my talente, my finansies, hoe kan ek dit tot beskikking stel van u koninkryk? Want die Bybel sê dat die Here ons eendag in hemelse loon daarvoor sal vergoed. U sien, wanneer ons eendag voor hom staan, sal ons ook vergoeding ontvang vir dit wat ons gegee het vir sy saak en sy koninkryk. En hoe wonderlik, as ons dink aan hoe die Here vir ons voorsien om weer terug te gee vir sy saak. Die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En ag vriende, hierdie saak moet ons verstaan, 'n Bybelse gemeente en 'n Bybelse lidmaat is nie iemand wat forceer moet word om iets te gee, of afgepers moet word, of gedreig moet word nie, maar is iemand wat met blymoedigheid gee. En ag, ek het kosbare kinders van die Here in my lewe al ontmoet, wat hierdie gesindheid het. Maar die volgende gedagte, die voorlaaste gedagte, eienskappe van 'n Bybelse gemeente en 'n Bybelse lidmaat is, hulle het mekaar se laste gedra. Handelinge 2 vers 45 sê, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Ons dink aan die pragtige woorde wat daar in Galasiërs 6 vers 2 staan, waar die Here sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 12 dat ons een liggaam is en dat ons lede van mekaar is en mekaar so brood nodig het. En ag vriende, dit is noodsaaklik dat ons mekaar se laste sal dra. En dit is geestelik en emosioneel. Ons het mekaar nodig om saam mekaar te bid. Ons het nodig om mekaar op tydelike gebiede te versorg. Ons het nodig om by mekaar te kuier en net vir mekaar te sê, luister my broer, ek bid vir jou, my suster, ek bid vir jou en ek draai jou op aan die sorg van die Here en weet ek is hier as jy my nodig het. Dink net hoe kosbaar sal dit wees as daar meer sulke gemeentes is en hoe ons God dan sal verheerlik ook in die uitvoering van ons taak en van die groot opdrag om disippels te maak van die hele wêreld. Die laaste gedagte dan, hoe lyk 'n Bybelse gemeente en dan ook 'n Bybelse lidmaat? Dit is mense wat volhard in die bywoning van die onderlinge byeenkomste. Ek het vir u aan die begin gesê toe ek hierdie kort boodskapies begin opneem het oor eienskappe van 'n Bybelse gemeente, dat dit belangrik is om nie net deel te wees van die onsigbare kerk van Jesus, met ander woorde die weergeborenes nie, maar dat u ook u sigbare teenwoordigheid by 'n plaaslike gemeente sal laat geld. Want u sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar in Handelinge 2
vers 46 en 47. Dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Nou ons kom nie elke dag by mekaar nie, dit is so, tye het verander en omstandighede het verander, maar dink aan die kosbare geleenthede wat daar geskep word, sondagoggende, sondaande, woensdaande, tye waar ons by mekaar kom as kinders van die Here, en my gebed is dat u ook deel sal wees van so gemeente en dat u self sigbaar daar sal wees en dat u saam met ander kinders van die Here opgebou sal word in die allerheiligste geloof. Nou Hebreërs 10 vers 23 tot 25 roep ons op en daar staan, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate ons die dag sien naderkom. En my gebed is, vriende, dat u gewig sal inwerp by 'n gemeente wat die Here liefhet en die Here dien, en dat u daar sal wees om dan ook die Here te eer met die gawes en die talente wat die Here u gegee het. Ag, as ons kyk na die groot geeste van die verlede, manne soos Spurgeon, manne soos Martin Luther en Johannes Calvin, dan sien ons die hoë premie wat hulle gestel het, net soos die apostels, op die byeenkoms van die heiliges. En ek vat hierdie boodskap hier net gou saam. Hoe lyk 'n Bybelse gemeente en hoe lyk 'n Bybelse lidmaat? In die eerste plek, dis mense wat weergebore is en die boodskap van wedergeboorte verkondig. Dis mense wat volhard in die leer van die apostels of volhard in die leer van die woord en ook so dit preek. Dis mense wat volhard in die gebed en in 'n gemeente is waar hulle 'n hoë premie stel op gebed. Dis 'n gemeente wat oorvloedig gee vir God se saak. Dis mense wat mekaar se laste dra en is ook mense wat volhard in die onderlinge byeenkomste. Mag die Here vir ons baie ryklik seën en mag die Here vir ons deurdra en mag die Here vir ons ook hierdie mense maak wat eendag ook die mooiste by hom sal ontvang, omdat ons getroue Bybelse lidmate was by 'n gemeente wat God verheerlik het. Baie liefde, baie groete en seën. Mooi dagie verder. Tada.